Here. Halleluja. U kan nie sitplekke neem. As jy bly om nie te wees die ware is. Ek vra as jy bly om nie te wees Touwsrivier. Dis maandag aand. En dis die dag wat die Here gemaak het. En wees bly daarin. Vanaand is het maandag aand. Amen. Prys die naam van die Here. En ons gaan lieflik vanaand diens hou. Ek beloof ek gaan nie lang wees nie. Maar ek voel die Here het my gesalf met 'n woord. As jou saak vanaand, as jy kwaad gaan raak, want ek wil jy moet kwaad raak. Pastor Simon kan maar omhoog weer sukkel om die weer met die tent te kry. Maar ek het die vanaand in die tent. Ek sê die Here het hier in die tent vanaand. En ek het 'n woord vanaand. Vir die kerk van die Here. Halleluja. Prys die Here, laat ek jou groet. Halleluja, ek weet daarom. Maar ek voel die Here gaat voorzien. As vanavond een Turksvy boodskap, het jy die Turksvy gesien? As jy vat aan die Turksvy, dan byt die doel in jou boodskap. Halleluja, ek voel die Here hier vanavond stel. As die boodskap die vanavond jou gaan kwaad maak, dan weet ek die halleluja. Maar dat moet vanavond jou ongemakkelijk laat voel. Dat moet krap die binnen in jou. Dat moet jou stink vanmiddag. Wat jy sê, wat gaan met die man aan? Dat moet jou hoe. Ik zal lekker met amen sê vanavond. Maar vanavond gaat niemand, halleluja, die boodskap dood gaan amen kry nie. Ek gaan vanavond sê, wat God op my hart geleg het. Halleluja. Moet betekent dat jullie mij moet volume gee. Touwsrivier moet jullie boodskap hoor. Die Satan moet jullie boodskap hoor vanavond. Halleluja. Laat my toe om te groet. Die leiers, Pastor Simon, besonders as 'n groet vanavond sy vrou. Ons pastoor, evangelis, elke broer, suster, ons gaste is 'n groet in die geseënde naam van ons Here Jesus. Ons kykers aanlyn, ons groet u vanavond in die geseënde naam van ons Here Jesus. So ek het 'n woord van die Here in Markus hoofstuk 1. As u die Bybel het, kan u saam met my blaai na Markus hoofstuk 1 toe. Weet hoe lekker is het om te sien nie van vooraf mense blaai in hulle Bybel. Jy hoef nie skaam te wees nie, suster, broer, jongman, blaai in jou Bybel. Moenie hoe oor, gaan jy ook nie weet, jy kyk op jou Bybel om te sien, jy weet eens, waar is het Markus die blaai, ga daarvoor, na die inhoudsopgave toe, dan lees jy jou Bybel. Kom aan mense man, halleluja, want ons lees nie meer die woord van God nie, ons maak nie meer die Bybels woord nie, daarom weet ons nie waar is die Bybelboeken nie, blaai so bykie door jou Bybel, blaai so bykie die bladsye is nie aan mekaar gekleef, so lang laat het nie geblaai in die Bybel. Blaai so bykie, blaai. Markus hoofstuk 1. Prys die Here. Markus hoofstuk 1. As jy skande om nie 'n Bybelboek te vind nie. Wat so naam sê. Maar ek kan ook so baie mense vra gaan na Sagaria toe, weet hulle nie. Is die waar nie? Blaai, moenie onvrymoedig is om jou Bybel te gebruik nie. Blaai. Lees dit, eer die woord van God. Die een ding wat die Pinksterkerk vanavond het, en wat ons veragter het in, is om die woord te eet. Al wat ons in ons hart het is al koorkie, maar is het nie meer die woord van God nie. Ek weet nie eens meer of daar koringkorrels is nie. Destijds het die mense nog koringkorrels gehad. Amen, destijds het die mense nog skrif gedruk. Ek sê vandag, as alle goed weg, vanavond, halleluja, gaan die Here ons uitskip in die tent. Vanavond gaan die Here ons voorkeer in die tent. Broer Aubrey, die is lekker groot. Die gaan daar lekker met die tentse ingang staan. Amen. Prys die Here. Die gaan lieflik saamwerk vanavond die bares. Die gaan mooi stil sit. En achterna gaan beklui jy met die Here die saak uit. Amen. Prys die Here. Want wanneer ek vanavond so gaan bedien, is dit nie afbreken en om mense sleg te sê nie. Maar ek is hier gesalf deur God. En ek sal nie een oomblik verskoning vir die woord van die Here in my hart geleg het nie. Halleluja. Ja, die Here het my gesalf om 'n boodskap vanavond af te lewer in hierdie plek. Om saam met die kinders van God te
jy so praat ek met 'n hart gevul met liefde. Jy kry mense wat harde boodskappe preek en hy niks liefde vir mense nie. Hy wil net mense in sy lelike maniere. Maar vanaand is die liefde van God in my hart, omdat die Here wil nie nader trek, omdat die Here roep nie om die regte ding te doen. Markus hoofstuk 1 gaan ek lees. Ek het 'n boodskap van die Here. Ek wil vanaand praat oor 'n blink baadjie of 'n heilige mantel. 'n blink baadjie of 'n heilige mantel. Halleluja. Sê daar vir iemand langs aan jou, ons gaan die blink baadjie by die huis los vanaand. Sê daar. Halleluja. 'n blink baadjie of 'n heilige mantel. Markus hoofstuk 1 vers 4. Johannes het gekom en een was besig om in die woestyn te doop. En een die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Vers 7, of kom ons lees daar in vers 6. En Johannes was gekleed. Ja, hier is ja. Dat mooi toegaan. Want die mooi tosselt. En die wasse klere het hulle mooi ingewerk. Hoor nie. Die man van God, Johannes, was gekleed met kameelhare. Ek praat vanaand met die man met die heilige mantel. As hy geloop het en hy breek oor die doop en hy draai sy skouer, dan skeer hy mantel. Dan krap hy die hare van die mantel op sy rug. Ek sê vanaand, jou ou ruggie is te mooi glad seep. Halleluja, dit nog geen krapmerk op nie. Halleluja, maar die ware man van God, Handarasaya, hy het 'n krapmerk op. Hy dra die littekens, die man met die heilige mantel. Ek voel ek gaan lieflik preek die waardes. As ek hier dat kerk gewoon met gesig in pos, want ek gaan sommer van voor, halleluja, ek gaan gesiggie strek maak die saakie. Vanavond gaan ek sê, wat die Here op my hart gelê het. En hy, dan kom ek eers klaar, die man met die meelhare, die kameelhare, en 'n leergord om sy heupe. En hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Kyk hier in vers 7, en hy het gepreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk, en sy skoenriem los te maak. Let op hierdie laaste vers, want dit is die kernvers vanavond. Maar ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Let op die woord. Ek het julle wel met water gedoop, maar die een wat sal kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees. Hier gebeur iets aan die bediening van Johannes. Sy boodskap van die doping verander. En hy begin 'n preek oor 'n ander doop. Nie die doop wat hy met water gedoop het nie. Hy sê vir die volk, hy sê vir sy disippels, daar's 'n man wat kom. En hy sal julle nie doop op hierdie manier wat ek julle gedoop het in water. Maar as die man kom, sal hy julle doop met sy Heilige Gees. Ek wil vanavond oor twee dinge praat, oor die man met die heilige mantel, en dan wil ek ook praat oor die twee dope. Baie van ons het nog net by die een doop uitgekom. Baie van ons sit vanavond nie, ons is net nat gemaakte sondaars. Halleluja. Maar ons het nog nie by die plek uitgekom waar ons gedoop is met die Heilige Gees, waar ons gedoop is met die veerkrag van God, waar ons gedoop is en getransformeer is. Halleluja. Die man, kyk vir my, met die heilige mantel.
Die profeet wat jy gaan sien in vers 1, volg my. Praat van, die profeet het geprofeteer van 'n man wat die pad voor gaan berei. En dat was Johannes die doper. Daarom sê die skrif, hy het die pad van die Here reguit gemaak. En ek wil stil staan vir 'n oomblik net hier by die gedeelte. Maar in vers 3. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Vanaand sit ons in Touwsrivier met swart pakke, mooi kerkklokke, wat Sondag lê. Halleluja. Maar ons het nie 'n ontmoeting met God nie. En ek wil vanaand praat oor die man met die heilige mantel, wat die pad van die Here reguit gemaak het. Dit laat my dink aan die woorde wat Paulus vir Timoteus gesê het, toe hy vir hom gesê het, jy moet die woord van die waarheid reguit sny. Hier in 2025 het ons so afgewater geword, dat daar as manne wat die stem in die woestyn is, wat die pad van die Here reguit maak. Ons spreek in 2025 boodskappe wat mense strelende gehoor. Ons spreek in 2025 kry jy omstandighede, predikers, alwaar hulle kan preek as 'n nuwe seisoen, alwaar hulle kan preek as hoe God vir jou gaan deurkom. Maar jy hoor min boodskappe wat mense uitdaag om God te soek. Jy hoor min boodskappe wat mense uitdaag om met hulle hele hart, met hulle hele verstand God te dien. Die man met die heilige mantel. Maar die pad van die Here ons 2024 kry ons meer motivational speakers wat gewilde jaag in die kerk, wat 'n bekende naam wil verwerf in kerkringe. Maar ek sê vir die ware godsmanne, hulle word weggesteek in 'n rots. Mense sal dink hulle is dood, maar is daar waar God hulle voorsien, is daar waar God hulle bekragtig, is daar waar God hulle sals, is daar waar hulle gebedslewe verdiep, is daar waar die salwe oor hulle kom, is daar waar hulle gesigte sien, is daar waar hulle openbare stap, en daar was maar die pad van die Here. En as jy weer kyk vir my, kan ek afkom. As jy weer die pad stap, kyk vir my vanavond. As het 'n eensaam pad, as 'n alleen pad, as 'n pad wat jy met God stap, as 'n pad wat aan die baie mense op is, maar op daai pad as jy nie gewil nie. Hulle gee jou 'n brief en sê, dienaar, ons dink is beter as jy maar gaan, man, want ons het krap die saad om. Jy maak die mense kwaad, neem aan dat maar salwaru, maak die pad van die Here reguit. Vanaf gestaan het Pastor Simon gepreek en hy sê, wat soek jy? Van die weet. Baie van ons soek blind paadjies. Ons jong manne soek blind paadjies. Ons jong predikers soek blind paadjies. Ek het wanneer in die kerk gesê, al wat hulle soek is hierdie mat, maar hulle soek nie om 'n stoel echt te pak nie. Hulle soek nie om met 'n kamera lieflik die mense op te vang nie. Waarom agter die kamera te sit, gaan niemand so aan 'n trap nie. Gaan niemand sê, kyk hoe gesalf is hy nie. Ek stik aan die blindbaadjies uit in die tent. En daar was Messiah, soek jy 'n blindbaadjie of soek jy 'n heilige mantel?
Blindbaartjies. Ek het nou broer, jy is nie so lekker he. Aman raad skoons kwaad as jy nie net 'n kans gee om te preek. En ek vraag vir myself, het die kerk van die Here so uiterlik geword? Het ons so uiterlik geword dat ons fokus is nie meer wat hier binne-in gaan nie. En ek het vanaand 'n boodskap vir u om te sê die saak van God as 'n handsaak. Dis 'n innerlike saak. Dit is hier binne-in jou. Wat sê vir die vyand het ons gevang. Ons is gefokus op die blindbaartjies. Ons is gefokus op ordeinings. Gaan te doen breek ordeinings. Kerke op. Ek sê vir jy man, as jy nie vir hom sê pastoor nie, hy raak hy kwaad. Hy kom nie weer kerk toe, want hy moet ag my. Ek sê die blindbaartjies stap op vanavond. Ek ken 'n man met 'n hangerige mantel. Hy het nie omgegee vir hom om erkenning gee nie. Hy het die pad van die Here het hy recht gemaakt. Hy het nie om die mense erkenning gesoek nie, maar hy het nie 'n saak met mense aan nie. Hy het 'n saak met die Here. Van nou aan dus moet gaan die baan. Ze willen die zaak wegdoen. Die man met die hangerige mantel. En ik zie als hij zo gepreekt. Als skaalt zijn mantel op. Die bloed loopt. Zo'n man wat die gevuld was. Daarom sê die skrif, hy was 'n stem in die woestyn. In die woestyn is nie baie nie, hoor van my. In die woestyn is nie baie nie. Ek sê vir u, die tyd het aangebreek wat God woestynpredikers moet oprig. Wat nie die guns van mense soek nie. En daarmee praat ek nie van jy moet die kom lelike maniere en sê preek die waarheid nie. Nee, preek die waarheid van die skrif. Preek die waarheid, preek wat die Here se woord sê. Ek praat nie van die ding wat in ons Pinksterkringe aangaan. As mense vermaak en lelik in sê, as ek preek die waarheid nie, dis nie die waarheid nie. Die waarheid van die skrif is dat Jesus die sonde van die mense op hom geneem het en dat ons deur Jesus gered kan word. Dis die waarheid dat mense moet wegdraai van hulle sonde af, van God haat sonde. Daarom het hy Jesus gestuur om te sterwe in ons plek. Praat ook van hierdie blindbaartjies wat ook opstaan en sê, ek het dit so ontvang. Ek preek die waarheid nie. Ek kan nie boerie as bid nie, maar hy praat van 'n waarheid, dat hy preek kerkdoktrines. Hy preek dogma en leerstelling. Ek praat nie vanaand van 'n leerstelling nie. Ek praat vanaand van 'n hartsaak. Ek praat vanaand van iets wat die binne moet raak. Kom aan mense. Alhoewel Salomon wat sê, ek kom daar uit dat drinken Sondagnag. As hy onthou hoe hy het ontvang het. Blindbaartjies. Kyk, die man is 'n baadjies of gewoonlik hulle blink. Gewoonlik was te zijn. Hij blink uit knecht tussen baadjies. Die tweede vanavond. Johannes. Nou kom ik naar u. Johannes sê, dis 'n ander man wat kom. Ek het julle met water gedoop. Sy uiterlike teken van begifnis. Maar hy sê, daar's 'n ander man wat jou doop. Met vuur. Met die Heilige Gees. En dis 'n innerlike saak. Vanmiddag terwyl ek so besig is, toe sê die Here vir my, sê vir my volk, hulle moet wegdraai van hulle lippe godsdienst af. Sê vir my volk, hulle moet wegdraai van hierdie oppervlakkige godsdienst, waar dit gaan oor ek en oor my en oor ons en oor ons denominasie. Hulle moet wegdraai na 'n dieper verhouding met my. Hulle moet wegdraai. Hulle moet by hierdie plek kom waar dit nie
Rita. So klank man. Ek wil julle moet dit hoog in toeskrif hê. Vanaand sit ons in ons kerke. En ons hou ons besig met 'n uiterlike saak. Daarom vind mense dit moeilik om met mekaar saam te werk en hulle is so beskeie en hulle sê ag nee, ons is maar hier wanneer hulle maar hulle saak doen en ons doen maar ons saak. Dit is nie die gesindheid van die kind van God nie. Ek bestraf so leiers vanaand. Hoor my boodskap hier. Hoor my woord van God. Ek bestraf daai gees aan die was Palamaru. Jy kan vanavond gaan kyk en niemand sê niks daaroor nie. Jy kan vanavond gaan kyk hoe dood is ons bedienings. Moenie skaam wees om te sê nie. Mense sit en slaap in die banke. Want is dooie boodskappe wat gepreek word. Maar ek sê vir u, waar God se gees werk, daar skeer die hart van 'n man en 'n vrou oop. Ons sit vanavond in 'n treurige toestand. Preek dooie boodskappe. Ons kan nie eens 'n pyn uit 'n vlieg uit bid nie, want ons het nie geloof in ons harte nie. Maar Johannes praat, hy sê, ek wil julle wegvat van hierdie doop af. Ja, hulle wil doop doen, maar daar is nog 'n doop. En dat is die dooping met die Heilige Gees. Wat beteken dit vanavond? Kyk vir my. Dit beteken is 'n lewe wat gewederbaar word. Is niks te doen met die sprekende tale nie. Al wat die Pinksterkerk vanavond oor het, as dit die sprekende tale en die hardloop in 'n kring en hande klop, is al wat ons oor het. Soos lappoppe wat mooi rond staan en ons harte rond met kopdoekies wat stokstyf gebind is, maar ons harte gaan er niks aan nie. Kan ek 'n amen kry in hierdie ding? Kom aan Pinkstermense, kan ek 'n amen kry in hierdie ding? Onder hy styf gebinde kopdoeke, onder ons mense, onder hy styf gebinde kopdoeke, daar werk ons teë, en ons hou ons besig met heksery, en ons vervloek, en ons bind, jou binde maak niks nie, want wat God gesalf het, wat God opgerig het, kan geen mens bind nie, daar kan geen breek, en daar was as jy nou hier. Die dwelling moet steek vanavond. Hy moet eina maak. Hy moet jou ongemaklik maak. Jy kan maar vanavond lekker sê amen, maar jy weet op eina pastoor. Eina Jesus. Hy moet jou ongemaklik. Jy sê maar net nou amen, want jy moet toch hier die mense moet sien, jy kry eina nie. Maar hy moet eina maak. Ek praat oor twee doop. Ons hou ons vanavond bezig met 'n godsdienst wat niks van mense kan doen. Jy kry vanavond predikers wat teen wonderwerke preek. Want hulle is te swak en te lou en te afvallig om in vasting te gaan en God vertrou om 'n wonderwerk te doen. Nou preek hy teen wonderwerke. Hy preek die lou kerk verhoed mense om na die wit en geel tent toe te kom. Die lou kerk, hulle keer mense om na die wit en geel tent toe te kom. Anamassaya, maar ek sê vanavond, God gaan al die mensgemaakte toontjies, gaan God omstoot. Al die mensgemaakte toontjies, gaan die Here omstoot. Maar het gaat niet over wat die mensen beschermen nie. Dat gaat erom dat ik een persoonlijke ben. Omdat ik weggezakt heb. Zie mijn zaak als je niet kan lekker op kous opscheppen. Pas het samen. Halleluja. Hulle is al moeg van die mieliemeel. Halleluja. Hulle soek een stuk spek. Hulle is allemaal aan en aan. Hulle
soek 'n lekker stuk sliks, man. As 'n tendens vanaand. As jy nog saam met my. As jy nog steeds saam met my. Halleluja. Pastor Simon gaan môre aan lekker bedien weer die waarheid. Maar vanavond is ons bezig met die man, met die harige mantel, wat die jal het beroering gebring het, wat die duivels laat beurde, wat die synagoges laat antwoord gee, wat halleluja, die tempels om laat gooi, en die man met die harige mantel. Die man met die harige mantel. Het die soep sy gelyk laat hoor. Die man met die harige mantel het die pad van die Here reguit gemaak. Die man met die harige mantel het gesê wat die Here sê. Kyk vir my. Hy het gesê as jy afvallig is. Hy het gesê as jy lou is. Hy het gesê, hy het jou gesê as jou saak met God nie reg is. As jy nog steeds saam met my. En hy praat 'n mooi ding, volg my. Volg my. Hy sê is iemand wat jou gaan doop met die Heilige Gees. Die inwonende Gees van God. Wanneer hy in jou voer, dan verander hy jou van binne. Hy transformeer jou. Hy gee jou sagmoedigheid, langmoedigheid, nederigheid. Hy maak jou nuut. Hy steek 'n vuur hier binne in jou aan die brand. Hy reinig en hy heilig jou. Nou kan ek nie verstaan dat mense sê hulle het by hierdie doop uitgekom. Maar ons is hoogmoed en trots. En ons is vol haat en liefdeloos. En ons het deel in skindelveldtogte en kwaad prate. Dan sê ons het by hierdie doop uitgekom. Dat kan nie wees nie. Dat kan nie wees. En hoe lyk die mense wat by die doop uitgekom? Hulle praat nie kwaad nie. Hulle hou nie iets teen hulle broer nie. Hulle hou nie hoogmoedig wanneer hulle daar so 'n bietjie druppels op hulle val en die Here begin lig hulle nie. Ek sê vir u, ek het al baie manne gesien, jong manne, groot manne, maak nie saak wat se ouderdom groepie, sodra die Here hom 'n bietjie opgelig het, dan staan hy ook nog net so. Want hy is een groot godsman, een groot godsvrou. Ek sê die Pinksterkerk het hoog beginnen loop van my God. Daarom kan die krag van God nie meer val nie. En die salwing van die Here kan nie meer werk nie. Want hy deel sy eer met niemand nie. Ons sit op wit banke voor in die kerke. Halleluja. En ons neem nie deel en aanbidding nie. Want ons is die dads en die mans. Maar ek sê vanavond skud God elke blink paadjie uit. God skud die witstoele. Skud hy die kerk uit. En daar was saia. En die mensgemaakte dooikies wat omgegooi. Ek steen uit duivelse gees van mense aanbidding. Ons is bezig met 'n sekte. Of wat noem jy dit? Nie 'n sekte, wat jy voor. 'n groepie mense wat is dit? 'n cult. Dankie Pastor Simon. Ons is bezig met 'n cult. Om ons eie cult te gaan kyk dit. Praat net iets na die cult toe. Ek sê vir julle gaan nou van jou vuil wasgoed. Jy gaan nou so gelowig soos hy suster is. Gaat jy nou hoor van hoe jy daar en daai tyd gemaak het. Jy gaat nou hoor van jou verlede asof sy nie jou verlede het nie. En die Here ons altwee se verlede skoon gewas het nie. Ek is jammer om te sê, ons dorp is in 'n treurige toestand. Geestelik. En 'n baie treurige toestand. En almal het iets teen mekaar. En almal het 'n probleem met mekaar.
En dan belei ons op Sondag dat ons die doping met die Heilige Gees. Ons is maar net nat gemaakte sondaars. Hoor jy wat ek sê? Ons is gerehabiliteerde kerklidmate wat niks van God het nie. Kyk vir my vanaand. Nat gemaakte sondaars. As ook werkelijk met jou doopsertifikaat. Nie ek as in die see gedoop, of jy in die rivier gedoop is, of in die see gedoop is, of in 'n dam gedoop is, daar is nog niks daar binne wat wys, jy is gedoop in die see nie. Jy breek om, jy is gedoop in die see, maar jou hand lyk soos die vuildom. As jy kan die see gedoop is wat so lyk. Die waar nie, as jy kan hy weet wat in die see gedoop is, hy is sakkie, een mens sikkel met hulle. Kan het nog aan met je? Ik zeg het al, ik kan niet in die baas. Kom aan, creatie op reis. Kom aan, mensen, nog lekker hier. Als een tendens, man. Dat is een tendens. Ik loop dat tot aan doodvat. Dat moet dan niet. Dat is heel wat een geel tent. Als het jou niet uitdaagt om een zaak met God recht te maken, dan is het niet een kind zelf toch niet. Dat moet je hart van een man en een vrouw uitdaagt. Ik haast mij. Ik haast mij. Ik haast mij. Het dopen met de Heilige Geest. Dus die gaves is een uitvloeisel van wat innerlijk gebeurt. Maar dat is niet die doping met die Heilige Geest. Die doping met die Heilige Geest betekent is een leven dat gevul is met die Geest van God. Die doping met die Heilige Geest betekent is een leven wat onder die beheer is van Godse regering. Hy is nou die koning van jou leven. Daar is een nieuwe koning aan stuur. Dat is die betekenis van die doping met die Heilige Geest. Dan is daar ander dinge wat daaruit vloei. Dan beginnen spreek mense in tale en hulle beginnen getuig van die Here en hulle Godse hart word hulle hart. Maar dit is eers 'n innerlike transformasie wat plaasvind. Hy wederbaar jou hier binne. Hy maak jou dooie gees wat dood is vir God. Hy maak dit lewend vir hom. En jy begin leef vir hom. Dat is die doping met die Heilige Gees. Waar die vlees afgesterwe is met sy begeertes en 'n harde wil wat hom nie wil onderwerp aan God nie. Daai wil word gebreek en God se wil begin staan eers in jou lewe. Jou vlees met sy hartstog word neergelê en hy wederbaar jou. Halleluja. En hy maak van jou 'n nuwe mens en jy ervaar daai nuutheid in jou binneste. En ek het goeie nuus vandaan vir die afvallige kerk. Ek het goeie nuus. Dit is beskikbaar vir elkeen van ons, soos wat ons vanaand hier sit. Ons kan dit kry. En dis Pinkster. 'n belewenis, 'n ervaring met God. Ons moet wegbreek van die dogma. Pinkster is nie 'n hand opsteek nie. Pinkster is nie 'n hand op in 'n kring nie. Is 'n uitvloeisel hoe ons, dit wat innerlik met ons gebeur het, ons leef ons nou uit. Ons kan nie stil staan nie, want dis 'n blydskap in ons binneste. Maar wat het die vyand gedoen? Hy het die fokus na al hierdie uiterlike dinge begin skuif. Daarom koordans ons sonder die Here. Ons koordans met 'n hart vol van haat. Ons koordans vol afguns en jaloesie. Kom aan. Kom aan. Kom aan. Dis baie jaloese piebels in die dorp. Afguns, jaloesie. Wat in zo'n school gesing? Afguns, jaloesie. Ken je dat nog? Ben je nu halkie? Ek het hulle gesing 'n paar jaar terug.
Ons is nou in die vernuwing, maar ons is swakker as wat ons voorheen was. Hulle het goed gesing met betekenis. Sê waar? Sê waar? Ja. Nou, God wil vanavond in hierdie tent, wil hy jou wederbaar. Vanavond sit jy jare by die Here, maar jy is nog nooit gedoop met die Heilige Gees. Jy is nog net by die begin van bekering. Net toe jy tot bekering gekom het, toe leer jy om kopdoek te dra en baadjie te dra. Niks verder. Sê waar? Niks verder. En toe jy nou so mooi aangetrek het, sê hy, nou lyk jy na 'n uitgeknipte pinsturker. En dan kry jy nog so 'n broodjie wat hulle ook so gemaak het met 'n baadjie, as hulle nou julle twee tel 'n uitgeknipte pastoorspaar. Maar dan sukkel hy dienaar. Dan sukkel hy sussie. Want die binne in hulle is 'n burgeroorlog. Die binne in hulle is 'n stryd en hulle weet nie wat die binne aangaan nie. Want halleluja, die Gees begeer teen die vlees en niemand sê vir hulle is 'n stryd die binne wat gekruisig moet word, wat afgelê moet word nie. Niemand sê vir hulle van Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou hier binne in my. Niemand sê vir hulle daarvan. En as hulle nee brood, jy moet gaan bid, jy moet die Here vertrou, of die duiwel uitdryf, is geen duiwel nie, jy sukkel met die vlees, jy moet dat jou vlees gekruisig word, jy moet gedoop word met die Heilige Gees, dan gaan jy nie meer skelm rook nie, dan gaan jy nie meer skelm dinge doen nie, jy moet gedoop word met die Heilige Gees. Weet jy iemand wat gedoop is met die Heilige Gees? Voor hom hoef jy nie te sê gaan kerk nie. Hy wil kerk toe gaan. Want daar is 'n dors, daar is 'n honger in sy binneste na meer van God. Iemand wat gedoop was met die Heilige Gees. Dat jy hoef hom nie te sê, dienaar, jy moet nederig as hy is sommer outomaties. Val hy soos die man met die aggerige mantel voor die sneeuw van God. En hy sê, ek is nie waardig om sy voeters vast te maak. En sy nederigheid wat hom plat druk op sy knieën, want hy is geval. Nie met 'n kerk nie, nie met homself nie. Hy is gevul met die Heilige Gees. Vanaand sit jy hier, moontlik met 'n denominasie gees. Baie van hulle, as jy die Gees van God is, is dit 'n denominasie gees wat daar is. Dis klomp geeste. Dis klomp geeste. Ons seker maar dat ons is besig met die Gees van die waarheid. Ons moet seker maak, ons is besig met die Heilige Gees. Daarom is het belangrik dierbaar, ons moet nie net praat van die Geestes nie. Kan enige Geestes. Om nou op sy naam sê die Gees van die waarheid te sien. Of die Heilige Gees te sien. Maar dat is baie geeste. Onreine duivels en geeste. Hy kan ook, weet jy, die duivel kan ook in tale praat. Krabbeltale, dan denk jy, joh, die suster is 'n geseënde, gesalfde. Hij bind sy jou in die diens. Bind die bediening, bind die jeug. Spreek vloeke uit. Kap ons onder 'n salwing hier. Sien nog by my. Ek is klaar. Vanavond wil die Here u doop. Hy sê, jy sal net vanavond, ek sien, jy is net gedoop met water. Ek sien, jy staan hier nog aan mooi. As jy gedoop met die AGS boven, hebben jy gevier op die see, met hy mooi wit kleren. Maar God roep jou vanavond naar 'n dieper doop toe. Kyk vir my, hy roep jou vanavond naar 'n dieper doop toe, met sy inwonende Gees. Die Gees van die waarheid, om binne in jou te kom woon. Hy wil jou lewe, hy wil jou hart sy woonplek maak. Hy wil jou wederbaar vanavond. Hy wil vanavond vir jou ware vrede gee. Hy wil vanavond jou bekragtig. Hy wil vanavond jou lewe transformeer. Hy wil jou vanavond nuut maak. Hy wil jou vanavond in die brand steek. Hy wil jou vanavond 'n bediening gee. Hy wil jou vanavond salwing gee. Maar jy moet vanavond erken en sê, Here, ek het nodig om gedoop te word met die Heilige Gees. Ek gaan vir die suster en die broer vra om vir my 'n lied te kry.
Dan gaan ek 'n uitnodiging maak vir mense wat sê, pastor, ek wil vanaand gedoop wees met die Heilige Gees. Ek het altyd dit gehoor van die doop met die Heilige Gees, maar ek persoonlik self het nog nie so getuienis dat ek gedoop is met die Heilige Gees nie. Ek wil vanaand baie mense verwar het deur die spreek in tale. Let op, tale is 'n gawe. Dit vloei uit met die invulling met die Heilige Gees. Dan vloei dit. Sommige spreek in tale, sommige begin profeteer, sommige begin sien gesigte, dan begin bedienings, dan begin jou getuienis, dan begin die Here jou uit te stuur, want dis wat gebeur het in Handelinge. Die woord van God sê, gaan wag in die bovenste, die Heilige Gees sal uitgestort word, as dieselfde ervaring wat hulle gehad het, toe die Gees van God in hulle harte uitgestort word, toe gaan hulle uit. En die probleem wat ons maak is, ons gaan uit, sonder dat ons gedoop is met die Heilige Gees. En ons kry vandag manne wat net op ywer hardloop. Hulle is soos die kaset wat gehardloop het. Die boodskappe wat gehardloop het sonder 'n boodskap. Net op ywer. Hy het ietsie gehoor van 'n gesalte wat iets genoem het. Toe vang hy het op en hy hardloop nou maar net daarmee. God wil jou vanaand jou eie bediening gee. God wil jou vanaand echte gawes gee, nie die speletjie gawes nie. Ek sê echte, as jou begeerte is dat die profetiese bediening kom, laat ek jou ook vir jou bid, want die skrif sê begeer, jy kan dit van die Here afbid, hy gee aan wie hy wil, halleluja, dan vertrou ons saam die Here, om jou vanaand te salf, maar moet nie die profetiese bediening begeer om gesien te wil wees, nie? Om te wys hoe geestelik jy is nie, maar 'n blessing te wees vir die heiliges, om 'n blessing te wees vir die liggaam, vir die body van Christus Jesus. Kom ons staan op ons voete in hierdie tent vanaand. Die uitnodiging staan is ewige begeerte om gedoop te word met die Heilige Gees. Kom gou vinnig uit, ek gaan vir mense bid dat die Here hulle sal vul vanaand, dat die Here mense 'n bediening sal gee, dat die Here jou lewe sal verander en transformeer. Is daar sulke mense, ek gaan niemand so wat vanaand, ons gaan 'n lied kry, 2 keer deur, dan gee ek vir jou geleentheid, dan kom jy vanaand uit. Ek wil vanaand bid, dankie suster. Ek wil vanaand bid vir mense wat sê, ek wil dat die Here moet my doop met sy Heilige Gees. Ek begeer 'n bediening van God. Ek het hierdie begeerte, jong manne, ek het hierdie begeerte om eendag vir die Here te gaan preek. Ek wil ook vir jou bid as jy so begeerte het. As dan nie nog nie, ek voel die Here is hier. Halleluja, verkies liewer vanaand om die heilige mantel te vat, as om 'n blind baadjie te kies. Soek liever die heilige mantel, as wat jy vanaand 'n blind baadjie gaan kies in hierdie tent. As dan nie, daar is nog een, as dan nie nog mense nie. Dankie, dankie, dankie suster. Terwyl al ons oë gesluit is in hierdie tent, daar kom nog mense. Ek kan gou kom nie, maar as my skaam wees nie, kom gou. Ek gaan vir mense vanaand bid. As jy vanaand 'n begeerte het na bediening, kom gou uit. Ek gaan jullie uitnodiging toemaak. Ek wag vir u, suster, jongman. Jong meisie, ek wag vir jou, kom gou. Gaan gou. Wanneer die gou kom nie. Wanneer die gou kom nie. Ek sien jy staan vanaand hier in die tent. Die boodskap het met jou gepraat. En ek wil vanaand vir die vrou suster, wil jy nie vanaand kom, dat die Here met jou kan ontmoet nie. Ek gaan vir mense bediening gebed, terwyl jy voor staan, wil jy nie oorsluit nie. Wil jy nie met die Here begin praat nie. As daar nog iets met jou gaan gebeur, moet nie bang wees nie, maak dit jou hart oop. God is hier en hy gaan aan jou vat vanaand. Daar sy, voel daar, kushakaya, voel daar sy.
Asik. Shakaya. Rukutabasaya. Asik. 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 Asalawaru. Asik. As die gees van God wil vat in jou maag begin wip nie waar hy nie. Doop hy Here. Sy te honger. Sy te honger. Doop hy. Doop hy. Doop hy. Doop hy. Rabashanda. Doop hy nou. Meer van U. Meer van U. Meer van U. Meer van U, Here, meer van U. Meer van U. Uraba Shandala Masaya. Meneer rondkijk in die tijd te strijden. Die geest van God vallen door die man. Dat is het. Uraba Shandala. Als je lichaam niet is katst, is niet waar die kracht van God moet daar. Die vuur van die Heilige Geest zal nou op jou, die verterende vuur van God ophaal. Dank je Heer, daar is het voeding, daar is een branding in jou vandaan, daar is een branding in jou binnenste. Daar is het. Doop hierdie jong sussie in die naam van Jesus. In Jesus naam, doop haar nou. Net so helemaal net so saggies saam met my loop. Kushakarab, asy. Die kracht van die Heilige Geest. Nie! Die verliefdheid van die Geest. Kuraba Shandala Shakaya. Raba Shakaya. Ek wil nog mense bedien in gebed maak. As die van julle is wat die voorstaan. Wat vanavond die begeerte het om julle harte vir die Here te gee. Om te sê, pastoor, ek wil my vanavond, my hart en my lewe vir die Here gee. Dan steek jy op jou hand. Dan steek jy op jou hand vanavond. As jy sê, pastoor, ek kom vanavond uit, want ek wil vanavond my lewe vir die Here gee. Ek voel die Here het vanavond met my gepraat, en ek wil vanavond my bekeer te doen. Ek wil my lewe vir hom gee. Sluit die oë, dan steek jy gewoon vinnig op jou hand. As jy uitgekom het en jy wil jou hart vanavond vir die Here gee. Vanavond in die naam van Jezus roep sy uit dat binneste dat jy moet ontmoet by hierdie tyd wat ek in die naam van Jezus sny los elke ketting, elke touw waarmee die vijand al ons vastbind, die sny los elke touw, sny los Uraba Shandala Masaya Gutaya Rukutaya. Hy is hier vanavond. Hy is hier in die tent vanavond. Hy is hier in die tent. Hy is hier in die tent. Ek wil hy moet die aan uitsteek na hierdie mense hier voor. Die Here sien jou vanavond, jou sussie. Voel daar. God raak nou aan jou. Dossa! Ek roep nou vry, daar sy, dat is waar ek moet nie terughou nie. Dat is die kracht van God wat oor jou kom, daar sy, voel daar, jou binneste begin skik. Dat is die vuur van die Heilige Geest, nog, die branding, daar sy, Hurraba Savandurukutaya, daar sy, moet nie terughou nie, sussie, voel daar sy branding in jou binneste. Die vuur van God, die vuur
vijand nou. Sy kom los elke tou waarmee die vijand daar wil vasbind. Ek sny los daai tou. Ek sny los daai tou. En die daar sy maak op jou hart, sissie. Ushakaya, laat sy bietjie op jou hande. Laat sy bietjie op jou hande vir my. Ja, sy voel daar. Ja, sy voel daar. Asem in die lewe van God. Roep, daar sy. Nog, Here, nog. Ushakaya, nog. As hy God raak aan jou, voel daar. Nossa. Recht die jong dame. Recht haar kostbare ziel. Here, ek wil vir haar siel die verloren sal gaan nie. Ja, Here, leg die hand op haar. Debbie, wil jy nie jou hart vir die Here gee nie? Wil jy nie vanavond jou hart vir die Here oopmaak nie? Hy roep na jou. Hy roep na jou, my sister, met die naamgebed vanavond. Ushakaramando, daar sy. Daar sy, voel daar. Die Here is hier. Lamando. La mama, silibependi. Daar sy, voel daar. Daar sy. Ushaka, daar sy. Hasalabadu, daar sy. Voel daar. Dat is die vuur van God in jou binneste. Here, hierdie jong sussie. Wanneer die syne. Ek lê my hand op haar. Sy is 'n ou klein dogtertjie. Met die begeerte om die Here te dien. Here, ek kan onthou ek was jong. Ek was klein. Toe ek in dienste gesit het en 'n begeerte gehad het om ook so te preek. En ek bid nou, die sit op 'n lewe aardige mantel. Daar het toe in bloed kom wees. Die volwas die buite, wat soek na jong lewens, as hulle net sien, die hand van God is op so 'n persoon, dat druk hulle die mense uit voor hulle tyd. Ek kan dit nie met haar sal gebeur nie, dat jy sal bewaar, tot die regte tyd sal aanbreek. Ramashana sit daar, in die pylkoker, tot die regte dag, wanneer jy gaan uitskiet. Lamando, rokotoro, shana, lê die hand op haar. Ek sal van nou. Hoop hierdie jong meisie. Daar sy. Rabababa, shandara, daar sy. Doop haar. Ek voel 'n sol op my. Doop haar in die naam van Jesus. Daar sy. Nog, Here, nog, doop hierdie jongens. Waar sal oma? Kan oma hier by staan? Rabai sal my Here. Hura mama so. Pusha, daar sy. Lei aan te maken. Allemaal wat daar de weg bevindt. Allemaal wat die pad voor ons staat. Here, dat sy haar hand op die kind sal hou. In die naam van Jesus. Here, sonder af. Sy is gebore vir die Here. Jy is gebore vir die Here. Ek lê my hand nou op jou. In die naam van Jesus. So lekker as God begin werk. Ek lê my hand nou op jou. Daar sy. Hy doop jou vanavond. Rukutaya. 'n branding in haar binneste. Die vuur van God. Brand. Wanneer jy God sister, brand in die naam van Jesus. Nog. Jesus. Sinara.
Jesus. Kom in jou oorwinning vanaand in Jesus naam. Voel die deur breek in die gees. Voel hoe breek jy deur vanaand. Voel hoe breek jy deur. Breek deur in Jesus naam. Urabashanda. Dankie, ja sy die gees van God is op jou. Ja sy voel daar. Voel daar. Ek lê my hand op jou vanaand, jongman. Here, my hart kom los. Bevrydingskrag. Ek bid nou vir die reddende genade van God om aan jou te verskyn. Ek bid nou in die naam van Jesus vir 'n breek van elke sonde, touw en band waarmee die vyand jou wil vasdraai en bind. God maak jou los in Jesus naam. Hy vat nou aan jou. Hy lê nou sy hand op jou in hierdie oomblik. In die naam van Jesus. Hy maak jou los nou. Hy maak jou los nou. Hy maak jou nou los. In die naam van Jesus. Hy red jou uit die kuil van vernietiging. Jesus. Ek lê my hand op haar. Doop haar met die gees van God. Doop haar vanaand. Doop haar in die naam van Jesus. Dankie, Here. Ek gaan net my hand op jou so jong meisie. En dan gee ek oor vir die diensleier terwyl almal staan in die tent. Ek sien vanaand vir die jong man. En jy het begeerte om vir die Here te wil gaan werk. Vanaand sê ek wil ook so preek. Ek wil ook in die egte Here dien. Ek soek op die dieptes waarvan ek gehoor het. Dan kan jy goed kom. Dankie jy vir geluk. Dan kan jy goed kom. Purapasha. Rukuntadaba. Sang vir my alleen. Ek kan vir my sê dat ek wil nog wat vir my sê.
2, 3 vanavond. Hulle het iets van U ontvang. En vanavond lê ek my hand op hulle. Here, die vyand is nie gelukkig nie. Sy begeerte is om hulle te sap soos koring. Maar vanavond bid ek, U maak hulle vas aan U. U maak hulle vas aan U wil. Roep Kaya. Vanavond bid ek in die naam van Jesus versalwing op hulle lewe. In die naam van Jesus, dat hulle onder die juk van U sal inskuif. Is dit na Here? U het vir hom 'n blind toekoms in die bediening. U het vir hom 'n blind toekoms, het vir haar 'n blind toekoms. Ek lê my hand op hulle vanaand. U verordeneer hulle vanaand. En U salf hulle met vars nuwe olie. Daar sy. En ek bid vanaand die rakel aan. Hulle sal onder hierdie tentseile, sal hulle die Here dien. U sal hulle gebruik onder hierdie wintergeelseile. In die naam van Jesus. Ek bid in die werk van die duisternis. Ek bid in Satan se vuil planne. Ek bid jou, maak jou vas vanaand in die naam van Jesus. Hulle sal siele na die Here toe sing. Hulle sal 'n seën wees in U werk. In Jesus naam. In Jesus naam. Kushakayanda labahandi kutaravaru nandanga siliba pendiankai. Is 'n besondere bediening op hulle. Dat hulle